Ja, ons het begin vir jou. Ja, is ek reg môre? Goeiemôre, Annelies. Sorry dat ek jou gemis het. Ons het begin met 'n 3 weke toer in Nieuwkerk, met meneer Daniel. En ek seker enige van julle wat weet as mense saam met meneer Daniel gaan toer, dan daar is definitief net goeie tye. En veral vir jouself ook, as jy daar in sy preke sit, en baie keer dink jy, miskien moet ek weer myself bekeer of een of ander sonde gaan bely of iets. Jy het omtrent nie 'n keuse daar nie. Maar ons het vir daai 3 weke het ons saam met hom gegaan deur Springs en selfs in ons eie area wat ek en my broer bly in Kempton Park het meneer Daniel ook daarso vir ons 'n reeks diens kom hou in ons kerk. Wat vir my kosbaar was, want jy kom daar en ek seker as julle by julle eie kerke sal aankom en julle meneer Daniel sal daar kom preek, as julle graag wil al julle vriende, ou vriende of miskien nog steeds vriende wat julle mee is, daar wil uitbring om hierdie boodskappe te hoor. En ek het so gesukkel met my een vriend, hy is nie as deel van die kerk nie, maar hy is net 'n ou vriend wat saam met my in die area gebly het, dat ek so hom gesmeek het om te kom. En hy het gekom en dit was so kosbaar geweest, hy het vir my naderhand gesê, joh, hierdie ou preek bietjie direk. Maar ek het gedink, dit is goed dat hy daar gesit het vir daai paar dienste. Ja, dit was baie kosbaar geweest. Ons het ook in Springs, het ek en Louis en Daniel het ons uitgegaan op straatwerk gedoen bietjie, om mense uit te nooi vir hierdie dienste, waar meneer Daniel gepreek het. En daai areas in Springs was nogal baie arm mense wat nie veel het nie. En ons het 'n hele paar dae het ons gegaan en uitnodigings uitdeel, van huis tot huis geloop, bietjie met die mense gesels. Party van hulle dink ons kom daar om hulle te help om hulle huis reg te maak. Die een ou het gevra, kan ons vir hom 'n ramp bou hier so, en ek dink vir myself, lyk ek soos iemand wat vir jou kom help om jou huis te bou. Kom na die dienste toe. Maar ja, en ons het in daai Springs spesifieke kerk daar, so kry nogal baie swaar. Ons kan nogal bid vir daai dominee, is dit NG of EG? EG dominee, daar was nie baie mense gewees nie, ons elke aand so klein groepie gewees, maar die hele kerk kry baie swaar. So ons kan net vir hulle ook bid. In Secunda, wat ons ook gegaan het ons ook in hulle EG kerk daar, so het ons 'n paar dienste gehou van met meneer Daniel, waar daar 'n spesifieke jong man in daai tydperk al die dienste bygewoon het stiptelik. En die laaste diens het hy toe sy ouers saamgebring, en waar hy ook toe opgestaan het en getuig het voor sy hele kerk, dat hy tot keer gekom het in die vorige dag. Ek dink dit was Jan Arm wat hom na die Here toe gelei het en hom so gehelp het. En het is my kosbaar geweest dat hy voor sy kerk kon opstaan en getuig het die dag na die tyd van dit. Nou ons het daarna was al 'n hele paar, ek wil 6 maande, soos julle kan dink, so baie geleenthede wat mense kan oor praat. Maar mense kan nie alles opnoem nie. Maar ek dink ons het nogal baie rondgery in daai 6 maande, ek seker julle almal het ook. En ek dink van die goeie punte of punte wat vir my uitstaan, was natuurlik waar ek en Daniel gegaan het van Centurion na Belfast na Phalaborwa, en so 'n hele toertjie gedoen het. Waar ons begin het by Centurion. Daniel het vertel, maar ek wil net graag weer vertel, toe ons daar in Centurion by skool was en 'n paar openinge gehou het. Ek dink in 1 week het ons seker 2 keer kon teruggaan na die een skool toe. En daartoe, na die tyd, so jong ouetjie na my toe gekom en my gesê, hy weet ek kan onthou van 'n verlede jaar af toe ek nog student was, toe het ons hier omgekom en toe het ek my getuienis daar gegee. En hy sê toe, sy hele lewe het verander van daai tyd af, van daai wat hy gehoor het van my getuienis. En dit is altyd so groot bemoediging vir iemand as jy kan sien, as jy kan terugvoering kry van geleenthede wat jy gehad het om
die evangelie te deel met hierdie kinders. En dat hy kan kom terug en sê, jy weet, my hele lewe het verander van daai tydperk af. Ja, en van daar af het ons gegaan na Belfast toe. Ek en Daniel het gereis toe. En ons het daarso na die skole toe gegaan. Baie moeilike skool besoek daarso waar die kinders nie gelyk het vir luister nie. En hulle gevra het as maar baie, sal ek sê, hardkoppig en nie gelyk as hulle enigstens geluister nie, maar soos Daniel ook gesê het, na daai geleentheid het daar 'n paartjies, seker so 5 of so agtergebly en met ons gesels. En ten minste as 'n mens dan sien dis wat alles aan net 1 of 2 of 3 wat luister, is dit die moeite werd. Al is daar 800 kinders en net 1 kom tot bekering, is daai geleentheid die moeite werd. So dit was 'n goeie tyd het ons gehad het in Belfast. En van daar af was ons Palabora toe. Nou, dis vir my baie lekker om so rond te toer van dorpie tot dorpie. En ek dink ek was 1 keer in my lewe voor in Palabora gewees, maar ek het vergeet hoe warm dit eintlik daar is. En dis nou winter hierso, maar Palabora se somers raak nogal baie hittig. En ek en Daniel daar aangekom, en ons het by mense oorgebly, vriende van die AJB. En ons het van daar af het ons uitgegaan en openinge gesoek by die skole, goeie openinge gekry. Ons het een dag het ons aan Palabora so gery en ons het reg geweet wat se kant toe, ons het 'n paar plekke ons kan gaan, maar ons weet nie waar of so nie. En ons het toe so gery en ek het net so my hart gebid en vir die Here gesê, waartoe moet ons volgende gaan? Ek kan nie ons net lei. En so oor die bultjie gery kom sien ons 'n plekkie daar, dink ek, kom ons stop sommer net hierso. En toe ons inloop, toe wil ons nog geself voorstel en sê, ons is van die AJB en die tannies van die AJB? Ek dink sy is sarkasties. En toe ken sy ons en ons het, ek weet nie hulle ken die AJB daar nie, die random plekkie waar ons gestop het. Maar die Here het ons toe gelei, want het het vir ons openinge oopgemaak van daar af, huisopeninge oral in Palabora het ons geleenthede gehad. My tyd hard uit, maar ek het gou vinnig ook vertel, in Grootvlei het ons ook plaasbesoeke gaan doen wat baie kosbaar was. Ons kon na plaas tot plaas gery het en vir die plaaswerkers ook gaan boodskappe gaan gee het. Dit is nogal ook kosbaar om te kan sien dat daar so in daai area ook so baie plase is, as hulle so by mekaar geplaas, ek ken net die plaas wat in ver uit mekaar uit is, en hierdie is soos die huis, voel soos 2 blok wat jy ry en sê die volgende plaas huis. Maar so kan ons ook daar van plaas tot plaas gegaan het, en met die mense gesels het die evangelie kon verdeel het. Maar ons is so baie ander plekke ook het ons was, wat ek in geleenthede wat ek kon vertel, maar as die tyd uit kan miskien aangaan, wat ek ander mense se tyd. Maar ek sal ook vra dat u vir ons sal verder bid vir die 6 maande van die jaar wat oorbly. En ons sal vir julle ook bid vir die ander distrikte. En die Here is waarlik met die wat vir mekaar ook bid, want dit is, ek glo daar's baie krag in gebed vir elkeen. En ja, ons staan al op, en ek wil nou wegkry. Ons eer die Here vir dit wat hy, die oop deure wat hy gegee het en vir elke geleentheid wat die evangelie kon uit en dit wat hy mense se harte kom doen dit ook.